God is good. Die Here is goed. Ek wil vir ons lees uit Psalm 139. Die Here weet alles. Daar's die tema sommer. Die Here weet alles. Hy ken jou hart. Hy ken jou hele wese. God knows your in and out. He knows what's going on here. Amen. And He wants you to realize this morning that His heart is love and grace and compassion. Amen. Dit is vermoere dat ek en jy op 'n plek sal lewe waar ons dit wat sy liefde, sy kompassie, sy omgee, dat ons dit ons eie sal maak. Dit sal lewe teenoor ander ook. Is God se hart. Amen. Nou ek wil vanmôre vir ons lees. U onthou ek het verlede week gedeel oor gebede wat onbeantwoord is. Onthou u? Onbeantwoorde gebede. You know, sometimes we pray, but God don't answer. And you know what? Julle weet wat gebeur. Wanneer ons bid en daar's nie antwoorde nie. Ek onthou een keer 'n dame, sy kom by my, sy sê vir my, Chris, sy sê, pastoor, ek wil graag iets van die preekstoel af bedien. En ek sê vir haar, ek kan nie op hierdie oomblik vir jou geleentheid gee nie. En sy byt op haar tande, sy knerg op haar tande en sy stamp haar voete. En my woorde wat op daai oomblik net nou verstaan ek 100% hoekom ek nie nog in my hart voel om jou 'n geleentheid te gee om te bedien, om die mense te bedien. Want dit is nie die hart wat 'n mens moet openbaar nie. Nee? En dis wat ons baie keer doen, wanneer God nie antwoord nie, dan stamp ons ons voete. En ons soek die wat skuldig is. Hoekom antwoord die Here nie my gebede nie? Ek soek dit oral. Wat kan die oorsaak wees? Ek soek dit by ander mense. Ek soek dit by my mense. Ek soek dit by mense wat in my lewe is. En ek gaan self so ver, waar ek kom op 'n plek en sê, maar die Here het my vergeet. God don't remember me anymore. He don't hear me. He don't want to help me. And sometimes we even look at ourselves and say that we're not good enough. That's the reason why God don't want to answer my prayer. Het jy al so gevoel? Ja, ek wil vanmôre vir sê, hy het jou so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het vir jou. En as hy dit vir jou gedoen het, toe jy nog 'n sonder was, hoeveel te meer sal hy nie jou gebede ook nou beantwoord nie. Ek wil vanmôre vir sê, it is time that when we want to seek what is the problem, that we will start with ourselves. Amen. Dat ons hier by onsself sal begin ondersoek instel. That we will investigate our own heart. As te ware, ons moet ons hoop hier indruk, hier binne kyk en sê, Here, net soos daai psalmdigter, deurgrond my, o God, en kyk hier in my hart, of daar enige ongeregtigheid is, wat verhoed, dat U my stem hoor. Ek wil vanmôre vir U sê, baie keer is, ek wil sê, in die meeste gevalle, wat gebeur wanneer iemand se gebede nie beantwoord word nie? Hulle sê, ja, dit is die ou duiwel se skuld. Nee? Is mos alles die duiwel se skuld. Ek wil vanmôre vir sê, vergeet van die duiwel. Met hom is gedeel. Amen. Ongeveer 2000 jaar gelede. Forget about the devil. Jesus overcame him. Amen. Nou is my Engelse woord seker nie reg. What matters is that we are in the victory of Jesus Christ. Jesus is within us. Hy's in ons, hy's by ons, hy's met ons en deur hom. Mense, is ek meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want ek stap in sy oorwinning. Die duiwel het geen reg, geen mag, geen krag. Hy kan nie vermoere verhoed dat jy die stem van die Here hoor nie. En hy kan ook nie verhoed dat die Here jou stem hoor nie. Mense, hy het geen mag. Amen.
So that is important. Dit is belangrik dat ek sal besef vanmôre en alles dit die enigste ding, Johan, wat belangrik is vanmôre. Dat ek en jy, wanneer ons daar uitstap, sal weet dat God se hart is dat ons nie altyd die probleem by 'n ander plek sal soek nie. Dat ons by onsself sal begin en dat ons hart sal oopmaak, want God sien alles raak. Mense, en dat ons sal deel met die dinge wat maak dat waarmee ek besig is, wat maak dat ek nie die stem van die Here hoor nie. En ja, die Here ook nie na my gebede luister nie. Kan dit gebeur? Ja! Nou as ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil weet wat verhoed dat die Here jou gebede beantwoord, ek gaan vir jou redes gee, wat uit die woord van God uit is. Moet nie volgende Sondag mis nie. Wees